I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah, yeah. So good. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after,
With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. So die program is in hierdie pragtige blaadjie opgeteken heel voor. So julle is so welkom. Ek glo ook elkeen van julle het so 'n Hildeblyk-boekie by die deur gekry. Daar's die mooiste foto's in wat 'n klomp herinneringe oproep in die hartlikste boodskappe van mense wat na was en wat diep in haar hart was. So maak seker jy kry hom en voor is die program. Nou die goeie nuus is daar gaan nie 'n preek wees nie. So hierdie diens gaan gelei word en gaan ons fasiliteer met 'n klompie video's en insetsels en bydraes wat ek dink eintlik wonderlik is in 'n geleentheid soos die. Dis 'n gedenkdiens aan 'n baie besonderse vrou. So maak seker dat jy so 'n boekie ook het. Kan ons net so sit en dan gaan ons oë sluit en bid ons saam. Vader, vanmôre is daar een ding wat in my hart net weer eens luid uitroep. En dit is die wonderlike waarde van geloof. We believe. Here, en as ons by tye soos hierdie kom in die lewe, dan mis ons iemand wat kosbaar was. Iemand wat diep spore in ons lewens getrap het. En dit is seer, dit is nie altyd maklik nie. En ons treur. Maar die feit dat ons kan glo, sê die woord vir ons. Ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons treur anders. Ons treur met 'n wonderlike hoop. 'n Hoop van God se genade, God se goedheid, God se liefde, God se troos oor ons lewens en boal die wete dat ons mekaar weer sal ontmoet en weer sal sien. Ek wil vir u dankie sê vir elkeen wat hier is vandag. Dankie dat u ons bewaar, dat u hierdie volgende klompie minute net gaan sien en mag dit ons harte net diep raak en opnuut hier 'n klomp vars herinneringe kom skep wat ons vorentoe saam met ons kan vat. Bid dat u verheerlik sal word in alles wat vandag hier gebeur. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou, een van die laaste boodskappe wat ek nou verneem, Tannie Saintjie gestuur het, 'n video boodskap het as volg gelei. Hallo julle almal. Nou, ek weet nie vir wie die almal dit gestuur het nie, maar dis sommer almal van ons. Hallo julle almal. Ek's lief vir julle. En ek wil vir julle sê, die Here seën julle. Voor ek vertrek, wil ek weet julle behoort aan Jesus. Amen. Amen. En is dit nie wonderlik nie vir iemand wat weet dat haar lewenswedloop is voltooi, is afgehandel, maar voor sy gaan net seker maak dat hulle wat vir wie sy so lief was, vir wie sy so kosbaar geag het, net dan weet, jy ken Jesus. En ek dink ons sit vandag hier so, wat 'n voorreg om dit te kan sê, om dit te kan bely, en te verstaan en te weet, dat wanneer ons iemand verloor deur die dood, en ons treur, en ons is hartseer, dan is dit 'n bietjie 'n ander prentjie. En een van Tannie Saintjie se gunsteling skrifte, trouwens ek dink dit was seker haar gunsteling skrif wat haar ook dalk die beste beskryf. Dis Filippense 1:21 wat sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. En as iets wat gebeur wanneer iemand soos hierdie 'n laaste asem hier op aarde uitblaas, daar's iets moois daar. Dawid het daaroor geskryf. In Psalm 116 vers 15 het hy die volgende gesê. Hy het sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Kosbaar. Ek en jy vind dit hartseer en seer en ons beleef die verlies en die gemis na iemand se stem, iemand se liefde, iemand se teenwoordigheid. Maar God kyk met 'n perspektief vandag en hy sê vir ons, hy sê ek gee al my troos, maar vir my is hierdie 'n kosbare ding. Dis hier 'n baie spesiale geleentheid. Dis iemand wie se lewenspad voltooi is en wat haar lewensmissie kom uitleef het tot op die einde toe. En iemand wat 'n veilige arms by Jesus is. So vir ons is dit wonderlik om te weet dat sy het hierdie nalatenskap en mag elkeen van julle wat hier is en elkeen van ons wat een of ander vorm van memory of 'n nalatenskap het of 'n legacy wat sy nagelaat het. Ons dink daaraan. Mag dit altyd jou lewe verryk. Mag jy hierdie woorde van Tannie Saintjie hoor. Ek wil weet dat jy Jesus ken. En dat sy met daardie wonderlike wete in haar hart en haar lewe kan leef. So dis ons 'n wonderlike voorreg om vandag by hierdie geleentheid dan vir haar te groet. En vir haar net vir 'n laaste keer as familie en vriende wat dit welkom maak om hier by mekaar te kom. Ek kan dankie sê. Ek glo in jou hart diep binne
gaan jy soveel waardering hê vir hierdie kosbare oomblikke wat vir God baie, baie kosbaar is. So mag die Here jou seën, mag die Here jou troos. Daar's soveel ander mooi boodskappe wat ons gekry het van soveel mense en ons waardeer almal van hulle. En ek wil 'n paar boodskappe of snitte uit boodskappe lees want dit is te lank. Maar ek wil eers sê ek weet Johan gaan 'n goeie job doen van die bedankings, maar van ons kant af baie dankie vir almal wat gekom het. Ons waardeer julle teenwoordigheid selfs in hierdie moeilike tye. En dan moet ek 'n spesiale melding maak van 2 kleinkinders wat nie hier kan wees nie, maar wat boodskappe gestuur het, soos ons gehoor het, vir Vernon in New Zealand, saam met Esther en Ayla. Ons is lief vir julle en ons mis julle. En Roseanne in Amerika, jammer jy kan nie hier wees nie, sê nie, ons is lief vir jou. So ek het 'n klomp boodskappe net willekeurig gekies en soos ek sê, ek gaan net snitte uit dit lees. En ek gaan begin met 'n boodskap van iemand wat hier is, van Anita Fourie. Ons liefde tot die Saintjie, ons het 'n groot invloed in my lewe gehad en daarom loof ek die Here. Danksy haar het my pa Jesus aangeneem. En soos sy haar broer na Jesus gelei het, het sy met liefde haar spore in my lewe gelaat. Ons sal haar baie mis. En ons het 'n soortgelyke boodskap ook gekry van Johan Badenhorst. Ons waardeer dit. Boodskap ook van Niels en Wanda Maree wat in Botswana is. Ek weet die goeie is hier om die Maree familie te verteenwoordig. En Marie ook, ja, ek het daar iewers gesien. En dankie vir net julle ondersteuning. Ons weet dat die Trien vroeër huis toe is, ook Saintjie se skoonsister Rina Badenhorst en al haar broers en susters is almal nou in die hemel. Eben Marcel, ons waardeer jou en Esther se teenwoordigheid hier. Ons het van Dani Magriet net so kort boodskapie vir George. Thank you George for caring her for many years. We salute you. Dit is van Dani Magriet. En dan, ek het vir John Hodgins gesien hierso, iewerster. Hy's nie maklik om raak te sien. Hy verteenwoordig die Breer Hodgins familie. En hy is die dunste van die Breer Hodgins familie. Maar John, ons waardeer jou en jou teenwoordigheid hier. En dan 'n boodskapie van Joan Dippenaar, Cora se suster. Sy was 'n mooi en besonderse mens en 'n goeie moeder. Sy sal vermis word en altyd bly leef in ons hart en gedagtes. Dan 'n paar van die ou vereniging mense. Dossie Gillingham. So jammer julle dierbare moedertjie is oorlede. Sy was 'n steunpilaar gewees en het die Here uit en uit gedien. Sy het my nog geleer om hoede te maak. En ek sal altyd haar vriendelike glimlaggies onthou. Dion Slegter. Ons innige simpatie met die groot verlies. Sy was 'n merkwaardige vrou wat onverskrokke haar geloof uitgeleef het. En dan hierdie boodskapie van Adrian Steyn. As 'n jong tienerseun het ek baie by die Hodgins familie gekom. En deur die jare het sy my altyd laat voel soos familie. Sy was waarskynlik die mees geliefde tannie van ons gemeente en vereniging. In my oë in elk geval. Ek het so week gelede van haar gedroom en in my droom was sy weer jong en pragtig. Lyk of my droom waar geword het. Dick Prinsloo, tannie Saintjie, wat 'n absolute voorreg om jou 33 jaar te kon ken. 'n Engel wat op planeet Aarde rondgeloop het. So altyd baie na in my hart en nou is jy by Jesus. En dan spesifiek die Du Plessis wat ek wil noem hier, Sakkie, Joey, Dawie en Ruth. Ons waardeer julle boodskap en julle ondersteuning van Saintjie en van George. En dankie vir julle boodskap ook. Janie Pretorius, pastoor in die AGS, opregte meegevoel, julle moeder het 'n mooi ouderdom bereik en het verseker die allermooiste spore in baie lewens getrap. Pastoor Karel en Marinda Botha uit Australië uit, sy was 'n waarlik 'n merkwaardige vrou. Ons bid saam vir vertroosting en versterking. Marie Wooldridge uit Amerika was baie lief
vir tannie Saintjie en haar mooi hoede. En dan 'n laaste boodskap, die kort maar kragtig van Henny en Edma Schoeman in Amerika. Sterkte julle, sy's tuis. En dis so waar. Nou, wil ek net ook 'n paar dinge sê, en daar's so baie wat ons kon sê, en ek weet, selfs die boodskappe wat die familie geskryf het en uitgespreek het, kan nie alles sê nie, ons moes hulle eintlik beperk, want almal wou so baie gesê het. En elkeen van ons het ons eie kosbare persoonlike herinneringe van haar. Nou ek wil graag net 'n paar dinge van haar noem. Ons het gehoor van die balans na haar lewe. Geestelik, maar ook daai sin vir humor wat sy altyd gehad het. Sy sê ons altyd laat glimlag as ons aan hierdie stories dink. Sy was 'n vrou van vele talente en baie energie. Nou ons het gehoor van die hoede wat sy gemaak het en sy kon amper reg deur die nag werk. En was nie ongewoon vir party van ons om in die middel van die nag wakker gemaak te word met hierdie woorde van haar. Sit net gou regop, dat ek net hierdie hoed op jou kop pas. En sy wil altyd almal help om beter te lyk. En so het sy eendag in 'n Sondagoggenddiens 'n vrou wat voor haar gesit het, probeer help, want daar was 'n lang garing wat aan hierdie vrou se roksmou gehang het. En sy het besluit om net met een steelige pluk daai garing af te ruk. En ongelukkig het die hele mou van die rok ook afgeval. En dan was dit ook nie snaaks om by die huis te kom en agter te kom dat een van die binnenmure van die huis weg was, wat sy self platgeslaan het. En sy het gedurig planne en idees gehad vir huisverbeterings. En miskien is sy nou klaar besig met veranderings aan haar hemelse huis. Daar was een aand wat sy in Pa Ebi by 'n ouer aand van die skool was. En toe alles klaar was, toe loop hulle in die donker terug na die kar toe saam met die pastoor en sy vrou. En skielik verdwyn Saintjie net. En die pastoor het later gesê, hy het gedink die wegraping het plaasgevind. Hulle het agtergebly. Maar toe hulle haar soek, toe ontdek hulle dat sy in 'n diep inspeksiegat geval het. En sy het 'n nekbesering opgedoen, wat eers 'n paar maande later reggekom het. En die nekbesering het reggekom toe 'n groot blommeboog in die tuin op haar kop geval het. En daar was soveel ander insidente wat op daai plot gebeur het. Sy het in die winter en sy het die gras afgebrand, maar ongelukkig het 'n paar van die groot bome ook aan die brand geraak. Sy skree toe vir George om te kom help. Hy gryp die tuinslang en hy hardloop om die tuinslang te konnekteer aan 'n kraan wat nader aan die bome was. En Saintjie het aan die ander end van die tuinslang vasgehou. Maar sy het nie rekening gehou met George se spoed nie. Sy het nie laat los nie, hy het daar reg oor die rotstuin gesleep. Maar sy het gevoel, dis haar verantwoordelikheid om daar te wees om seker te maak dat die bome nie afbrand nie. En sy was so 'n voorbeeld van dit wat Paulus geskryf het aan die Korintiërs. Hy sê, wees kinders wanneer dit by die kwade kom. Maar wees volwasse in julle denke oor die geestelike dinge. En daar was dinge wat sy totaal naïef oor was. En onskuldig was. En haar naïwiteit oor verkeerde dinge het haar partymal gehelp. Want een Sondagoggend, en ons het reg langs die kerk gebly. En sy het altyd seker gemaak dat ons almal eers reg is by die kerk, ons almal kerk toe gestuur. En sy was die laaste een om te kom. En sy was op pad voordeur toe. En sy was hastig, maar daar was 'n klop aan die deur. En hier staan 2 mans voor die deur. Sy het nie geweet hulle is Jehovah getuies. En maar sy het hulle met groot vriendelikheid behandel. En hulle wou natuurlik vertel
van die groot profeet Joseph Smith wat in die 19de eeu geleef het en sy het nie geweet enigiets van Joseph Smith nie. Sy was haastig om by die kerk te kom, maar tog vir 'n paar minute gegee. Maar hulle hele gesprek het baie skielik tot 'n einde gekom toe die een man sê, ek wil jou voorstel aan die groot profeet Joseph Smith, en sy gryp die ander man se hand en groet hom en sê, aangename kennis meneer Smith. En ons moes dan later vertel wie Joseph Smith was. Nou, daar's soveel ander stories wat ek kan vertel, maar hier is nog 'n snaakse insident van haar kinderlike onskuld. Sy was eendag in die verkeer en dit het 'n bietjie woes gegaan en daar was 'n man in 'n ander kar wat vir haar teken gegee het wat nie baie welvoeglik was nie. En sy het ons by die huis kon vertel daarvan. Want sy sê, die man het vir my gewys, ek is 2 keer dom. Sy sê, en toe vertel ek hom, hy is 4 keer dom. En ek wys hom. So, daar's soveel baie ander stories, die rot storie, die brandewyn tot storie. Toe sy van die stoel afgeval het, en sy het geglo, want haar ma het geglo aan brandewyn as jy siek was of as jy seer gekry het. En haar ma was iemand wat 'n voorskrif van die dokter gekry het om by die bottelstoer brandewyn te gaan koop, dat hulle net weet dis vir medisinale doeleindes. En ek wil net sê baie dankie Saintjie vir die feit dat jy vir ons van Jesus geleer het, maar ook ons geleer het om vir onsself te lag. En dit is so belangrik om net daai balans te hou. Ons is bly dat jy vol vreugde by Jesus is. Ek wil afsluit met iets wat vir ons kosbaar is as 'n gesin. En ek gaan dit in Engels vertel. We were sleeping over at Pam and Chris's house. And Luca, our grandson, got into bed with us. And he calls me Ba, he calls Cora Nonna, and together we Ba Nonna. So he fell asleep in the bed with us, and then his father came in later and with his strong arms picked him up and carried him into his room. And so the next morning, this is what Luca said. He said, last night I fell asleep in Ba Nonna's bed, but this morning I accidentally woke up in my own bed. Het is so 'n mooi storie, want dit is waaroor die dood gaan. Jy raak hier aan die slaap en jy word daar wakker. En dit is nie accidentally, it's on purpose. En dis so sy geleef het. En so, daar's baie kosbare herinneringe en stories wat ons nog oor die jare, ek dink miskien sal ons moet 'n boek skryf daaroor. So, daar's nog 'n video wat ons nou gaan kyk, God's Daughter video. Ons 'n bietjie gespanne, want ek is in 'n merkwaardige familie ingetrou. Met bepaalde standaarde en ek gaan my bes probeer maak dat ek hulle nie gaan teleurstel. Maar dit is my voorreg dat vandag om namens die familie 'n paar bedankings te doen. Eerstens ons groot dank aan ons Hemelse Vader dat hy Saintjie vir soveel jare vir ons gegee het. Soos ons vanoggend gehoor het, sy was 'n Godsvrou wat soveel mense se lewens en harte aangeraak het. Baie dankie vir almal van u wat vanoggend hier is om saam met die familie hulde aan Saintjie te bring. Ons wil graag 'n spesiale dank uitspreek oor Megan wat al die pad van Dubai af gevlieg het, Megan, om vir ouma totsiens te sê. Ons waardeer dit. Aan pastoor Ellen, baie dankie pastoor vir die boodskapie en die samevat van die diens. En nou wil ons vir jou gelukwens en dankie sê vir jou kapsiteielskap. Gwen praat met lof oor Chanel se hulp ondersteuning en ook aan Kobus de Wet van die video's en die klank wat ons gegee is vandag.
Sy praat ook, as ek met Gwen kan aanhaal, dat sy met die samewerking wat sy hier gekry het, die liefde van Christus in jou is wat Helen ook in die span sit hier wat ons sien. Baie dankie daarvoor. En dan wil ek dankie sê aan Jan Venter, wat video-opname gratis vir ons doen vandag met die begrafnisdiens. En dan, soos ek verstaan het, is my vorige skool wat hierdie opname vir my borg, maar baie dankie daarvoor. Ons wil dankie sê aan afval, en spesifiek na Andre en Wysie, wat die aand, die Vrydag aand George met Maas afsterwe, met 'n respektvolle en 'n sagte wyse vir Saintjie hanteer het. Dit was vir ons almal wat daar was baie spesiaal gewees. 'n groot dank aan Pam, as dit Pam is. 'n groot dank aan Pam vir die video-opname, die gedenkblaadjie, die foto's. Dit is ure se werk gewees het. En ek dink ons gaste hier sal sê, dit was uitstekend gedoen. Baie dankie daarvoor. Dankie ook aan Mark en Cora, wat vir haar bygestaan het en hulp gegee het. En dat Mark het ons met die beplanning van die reëlings, het ons jou insig waardeer, en dankie aan Cora se ondersteuning aan Gwen met al die reëlings. Dan wil ek graag vir Gwen baie dankie sê. Gwen, ten spyte van 'n baie druk werksprogram buite jou taal op die oomblik, het jy al die reëlings hanteer. Baie dankie vir die Vrydag aand met Saintjie se heelliggaam, vir die reëlings wat daar getref is, die reëlings by afkom van 'n baie wat ons kinders van Saintjie gegroet het, en ook al die reëlings vir vandag. Ek dink dit was uitsonderlik gedoen. Ons waardeer dit. Jacques, dankie vir die musieksamenstelling, Carla vir die reël van die verversings. Ons sê dankie aan Marina Clark vir die pragtige blomme. En dan Carol, het Gwen het so waardeer dat jy gisteraand deurgery het om haar te ondersteun. En ja, die uitstalling hier, sien ek jou hand. Baie dankie vir jou insette en jou moeite wat jy ook gedoen het. Ons waardeer dit opreg. Ek wil ook vandag dankie sê aan Saintjie se kinders, die skoonkinders, dis nou ek en Cora, en die kleinkinders, wat hulle jarelange ondersteuning en liefde en gebede het vir Saintjie gedra. Ook dankie aan die vriende wat hier is, vir julle omgee oor baie jare en julle liefde teenoor haar. Dan sê ek vandag namens die familie baie dankie aan Ewen en ook aan die Kombrink familie wat Saintjie as julle eie ma aanvaar het. Dit was vir ons spesiaal. Ek wil vanoggend graag vir die Saintjie se kinders baie dankie sê dat hulle oor baie jare hulle ma so pragtig ondersteun het. Ek wil begin met Laurens. Laurie, ons dink terug in daai jare wat jy saam Saintjie neem in 'n besigheid was, hulle ondersteun het, hulle hulp gegee het. Jou bemiddeling om die huis in Walterville te kry. Jy is verseker dat ons familie dit raak gesien en ook baie waardeer het. En dan aan Mark se bediening, geestelike bediening in ons familie, die gebede wat altyd gedoen was. Saintjie het altyd met lof gepraat van haar seun Mark wat die pastoor is. Dankie daarvoor. En dan Saintjie se twee dogters, Carol en Gwen. Julle is twee spesiale vrouens. En dankie vir julle omgee, sorg en hulp. Daar was vir my altyd 'n vreeslike mooi ma-dogter verhouding gewees, wat baie spesiaal was. Dan die grootste dank gaan aan George. George, die familie is dankbaar weer vir 11 jaar na Saintjie gegee het. Baie dankie dat jy nie net haar seun was, maar ook haar aardse engel. Daar was tye wat jy alles dag en nag vir haar aanspreek. Niks was ooit te veel moeite gewees. Jy het vir Saintjie met liefde en respek hanteer, en altyd saam met haar gedag, saam met haar gehuil, en saam met haar gebid, en ek saam met haar gesing. Ek weet in die tyd vorentoe gaan jy vir Saintjie mis, maar weet dat Saintjie altyd met groot lof gepraat het oor jou wat haar so mooi versorg het.
Ek is amper nou by die einde. Ek wil dankie sê aan George se vriende, wat al in hierdie moeilike tye ondersteun en ons graag. En dan wil ek graag vanoggend vir Rita baie dankie sê. Ons het Rachel. Rachel, baie dankie sê Rachel, vir jy wat die dag aand met Saitjie se afsterwe daar was om George te ondersteun, en jy die aand so rustigheid daar in die huis meegebring. En dan Elma, baie dankie dat jy vandag vir George by die hand neem en die middag ondersteuning gee. George, jy sal eendag, glo ek, 'n groot kroon ontvang. Maar ons kinders sê het jou baie dankie vir jou ongelooflike liefdeswerk om ons Saitjie te versorg en na haar te kyk. Ek sluit af met die woorde, maar Saitjie, dankie vir jou lewe. Ek gaan die verrigtinge afsluit. Ek wil net daai gediggie lees op die agterste bladsy wat sê, "What is dying? A stately ship sails away. I stand watching till she fades on the horizon. Someone at my side says, she's gone. Gone where? Gone from my sight, that is all. She is just as great as when I saw her. The diminished size, the loss of sight is in me, not in her. Just when someone here says she's gone, others are watching her arriving. Heavenly shouts rejoice. There she comes. That is dying. En dis wat oor het gaan. Ek dink nie, Saitjie sal omgee. En het so ruk terug op 'n vriend van my se begrafnis oor iets aangehaal wat 'n bietjie moed geverg het, want dit is in 'n baie ligtelike manier gesê, maar ook 'n baie diep waarheid. En ek wil dit vandag ook op haar van toepassing maak. For the last couple of months, Saitjie was in the oven, but God was in the kitchen. And when he felt that the preparation was over, he opened the oven and said, "Well done." En ek dink dis die woorde wat sy sal hoor. Wel gedaan, goeie getroue diensmaagd. Kom ons staan en bid ons saam. Vader, ons dankie vir hierdie kosbare oomblikke waarin ons kon reflekteer oor 'n liefdevolle lewe wat ons ervaar het, wat ons aangeraak het. Ons dankie vir Saitjie se lewe en ons dankie dat alhoewel dit menslik is om van haar te praat in die verlede tyd, is sy nog steeds, want sy is by U en haar lewe het uiteindelik nou eers begin. En ons dankie dat ons kan treur, maar nie soos die wat geen hoop het nie, want ons het 'n ewige hoop, ons het 'n salige hoop, ons het 'n lewende hoop in Jesus Christus. En ons dankie dat dit altyd ons troos sal wees. En meer as dit, weet ons het die inwonende trooster, die Heilige Gees, wat 24/7 saam met ons is, in ons woon, om ons te versterk. En help ons, Vader, om ons lewe so te leef, dat ander ook van ons sal kan sê, aan die einde van ons lewe, dat ons 'n impak gemaak het. En ons dankie daarvoor, dat ons aan ander kan uitreik, in Jesus se naam. Amen. Sit maar net vir 'n paar oomblikke, ons gaan na nog 'n lied luister, en ek dink die lied som Saitjie se lewe op. Die titel van die lied is Others, en dit was haar slagspreuk, sy het vir ander gelewe. En kom ons luister na die boodskap van hierdie lied.
soul on Jesus. When the mountains shake, I put my trust in Jesus. The moment I awake, and when my soul is lost at sea, He will be my rock, my vision be in Christ alone. This grace is all we've got. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. So high upon His shoulders, safely brought this far, helper of